Goeiemôre, dit is donderdag die 12de Maart. Vanoggend lees ons Johannes 4 vers 21 en 23. Jesus sê vir haar: "Vrou, glo my, daar kom 'n tyd dat julle die Vader nog op hierdie berg, nog in Jerusalem sal aanbid. Daar kom egter 'n tyd, en dit is nou, dat die ware aanbidders die Vader in gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader wil juis sulke aanbidders hê." Die vrou by die put praat met Jesus oor waar moet God aanbid word, op watter berg. Waar moet dit wees? Moet dit in Jerusalem wees by die tempel of die berg Sion, waar presies? En dan sê Jesus vir haar, uiteindelik maak dit nie saak waar jy is nie. Dit gaan nie oor die fisiese plek nie. Dit gaan nie in ons verhouding met God oor vaste rituele en die nakom van sekere reëls nie. Dit gaan oor 'n geestelike verhouding met die Vader, in gees en in waarheid. Dat dit gaan oor mense wat opreg voor God staan, wat oop met God is, wat in 'n verhouding met hom lewe. Nie net blindelings 'n klompie uiterlike reëls nakom nie. Die lewende water is die Heilige Gees, die Gees wat in ons is, wat vir ons hierdie waarheid leer, wat vir ons nader aan God bring, wat vir ons die woord oopmaak, wat vir ons geestelike handelinge en rituele, ons kerk toe gaan en Bybel lees, lewe gee. Mag die Gees in jou werk, in jou woon, en jy deur hom ook vir God aanbid. Hemelse Vader, dankie dat ons weet, U is nie vasgevang op 'n plek nie. U is die God wat oral is, wat oral teenwoordig is. Ja, Here, dat ons U kan aanbid, net hier waar ons is. Dat ons voor U kan buig en weet, U is die Vader wat ons hoor, wat teenwoordig is. Ons bid, Here, dat ons verhouding met U regtig lewend sal wees, en nie net uiterlike vorm wat leeg en niks beteken nie. Mag ons in ons lees van die woord U ken, mag ons in ons bid U stem hoor en U nabyheid ervaar. Ja, Here, opreg met rein harte voor U kom staan. Dankie dat ons weet U vergewe en U maak nuut. Ons bid, Here, vir mekaar, vir genesing, vir hulle wat in die hospitaal is, siek is by die huis. Here, vir krag en hoop, daar waar mense moedeloos voel en oorweldig deur die wêreld. Ons bid daarmee saam ook vir 'n wêreld wat gebuk gaan onder oorloë en 'n energiekrisis en al die chaos wat dit saambring. Wil U die een wees wat vrede bring. Ons bid vir mense in oorloggepartysteerde gebiede, ouers wat kinders verloor, eggenote. Here, soveel pyn en lyding. Mag daar vrede kom tussen mense. Mag ons mekaar met liefde hanteer, soos wat U vir ons genade het. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen.